is, en sê ek altyd ook vir ons leiers in die konsistorie, 'n voorreg om deur die gemeente vertrou te word, ook vir die bediening van die woord, en vanoggend dan ook die bediening van die nagmaal. Mag ons 'n besondere ontmoeting met die lewende Here vanoggend ervaar. Ek wil ook welkom sê aan almal wat inluister, dalk oor die televisie, daar waar u vanmôre mag wees, by ons oorde, dalk is u tuis, vanmôre voor die televisie, ook vir julle wat inluister via die internet, dalk vanmôre ver buite ons grense. Dis vir ons regtig 'n voorreg om julle in te nooi, ook in ons samekoms by die lewende Here se maaltyd en die bediening van die woord vanmôre. Ek wil spesiaal vir ons kinders welkom sê. Al die ou kleintjies wat altyd so getrou ook vir ons help om sommer net met ander oë na die woord te kyk. Nou wil ek gou vir julle ouens sê, ons gaan nou kindertyd hê, sommer nou. Want ons praat vanmôre oor die Here wat sy seën oor ons uitstort. En ek wil gou by julle ouetjies vanmôre hoor, as julle nader kom, julle moet vir my kom vertel hoe die Here julle geseën het hierdie afgelope week. So ma en pa, as julle iets in die kinders se oor wil fluister, net om te herinner, dan is dit nou die tyd, want ons gaan sommer nou ons kindertyd oomblik in die erediens hê. Vriende, as ons vanmôre begin, dan is dit 'n herinnering wat die Here ook in my en jou oor wil kom fluister. Hoor bietjie wat staan hier. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe, want hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Hy het ons geseën. En dan staan hier verder geskryf in vers 2, hierdie seën beteken dat hy ons in Christus uitverkies het. En in vers 3, dat hy ons deur Jesus Christus deel van sy volk gemaak het. Deel van sy eiendom. In die volgende vers staan dat deur die bloed van sy seun is ons verlos en ons oortredinge vergewe. Hoor julle hoe reën die seën van die Here op hierdie gemeente vanmôre? In vers 9 staan hierdie aangrypende woorde. Hy het in sy seun ook aan ons sy geheimenisse kom openbaar. Hy het ons deel gemaak, ook 'n erfenis kom gee, wat vir ons bewaar word in die hemel. En dan staan in die volgende verse geskrywe, die Heilige Gees is ons waarborg, dat ons ook nog verder sal ontvang, wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Hy het ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Aangrypend. Nou gaan ek gou die kinders nader nooi en vra, kom vertel gou vir mekaar, kom vertel gou vir die gemeente, hoe het die Here ons geseën die afgelope week, wat julle beleef het en dalk sommer aan die lyf gevoel het. Wil julle ouetjies gou saam met my kom? Nou sê ek altyd vir die gemeente, hierdie is so 'n oomblikie in ons erediens wat so 'n bietjie van 'n georganiseerde chaos is. So, kom ons hoor gou by die kinders. Nou ja toe, wil julle nie sommer, nou kan die mense julle ook eintlik nie sien hier agter die tafel nie, maar dit maak nie saak nie. Kom gou ouetjies, dis altyd een van ons hoogtepunte, as julle gou saam met ons kom. Daar's hy, fantasties. Is daar nog ouens? Nou ja toe, wie gaan vir ons vertel, hoe die Here jou geseën die week wat verby is? Wie wil gou vertel? Is daar een van julle wat gou wil kom sê? Wie gaan probeer? Ja, kom nooi. Kan ek vir jou die mikrofoon gee? Ja, en dan vertel jy vir ons hoe die Here jou geseën die week. Ons het toetse gehad en ons het gedoen en gedoen, ons het geleer. Het ek reg gehoor, jy het 'n piknik gehad? Nee, ons het toetse gehad. O, ekskuus man. Haai, jette met die ouer word oom se ore ook al 'n bietjie slegter. Het julle toetse gehad en die Here het jou gehelp in jou toets? Fantasties. Wie wil nog kom vertel?
Ja, kom gou. Kom vertel gou. Jy moet sommer so lekker in die mikrofoon praat, dan kan die oom ook hoor. Hy het my geseën met die goeie vriende. Met goeie vriende. Wow. Wie wil nog vertel? Wil jy iets sê? Kom gou. Dan vertel jy vir ons. My pa het Kaapstad toe gevlieg en nou is hy weer veilig terug. Wow. Dit is elke keer 'n seën van die Here as ons op die pad is en ons vlieg en hy bring ons veilig terug. Julle, wie wil nog sê? Kom gou, groot man. Die Here het my geseën met 'n goeie hart. Met 'n goeie hart. Ek kan sien jy's 'n wonderlike kind van die Here. Julle, hoor julle hoe laat die Here die seën uit die hemel op ons reën? Nee, is daar nog een van julle wat dalk wil praat? OK. Ek weet in jou hart is daar sommer 'n klomp dinge wat jy wil sê, maar nou soos ons maar so 'n bietjie skaam, nee. Maar weet julle ouens, die Bybel sê vir my, dis nie altyd net wanneer dinge voorspoedig gaan met ons, wanneer hy ons seën nie. Ek lees hier in Matteus, julle kan weer daar in Matteus 5 ook by die huis gaan lees. Hy sê, geseënd is julle, ek seën julle as julle van my afhanklik is. Nee. Ek seën julle selfs as julle huil, met mense wat julle kan troos. Ek seën julle as julle sagmoedig is. Wat beteken dit? Dat 'n mens nie hoogmoedig is nie, nee. As jy sagmoedig is, dan is jy nederig. Dan sê die Here, seën ek vir jou. Ek seën jou selfs as daar by jou honger en dors is na wat reg is. As jy dit wil doen wat die Here wil hê ons moet doen. Hy sê, dan seën ek julle. Ek seën julle as julle barmhartig is. As julle die kerk na mense toe neem, nee, en ons gaan wees vir hulle goed. As julle rein van hart is, as julle vredemakers is, nee, sal ek julle seën. Hy sê selfs, as julle vervolg word. As dit nie altyd met ons goed gaan en lekker is nie, dan sal ek julle seën. Hy sê selfs in die volgende vers, ek sal julle seën, as julle ter wille van my beledig en vervolg word. Dan sê die Here, in voor- en in teëspoed, sê hy, seën ek julle. Julle moet net weer 'n slag julle seëninge tel. Ouens, en nou dat die Here vir ons vanoggend in die Bybel kom sê het, sommer so in ons begintyd, vir ons kom sê het, ek het julle as gemeente en julle kinders, dit wat julle in julle hart vanmôre sê, geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. As dit goed gaan, en as dit baie keer minder goed gaan. En nou kom sê die Here vanoggend vir ons hier in die erediens, sommer so, terwyl die nagmaaltafel hier staan en ons regmaak vir ons erediens. Geliefdes, my kinders, klein en groot, jonk en oud, geseënd is julle, andermaal, omdat die Vader in die hemel, in Jesus Christus na ons toe neerbuig, en deur sy Gees vanmôre sy arm om ons kom sit. Julle is geseën andermaal met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Amen. En nou kan julle ouens weer gaan sit. Tannie Estie het vir julle so 'n lekker bederfie en miskien moet julle vanmôre proe hoe die seën van die Here altyd smaak. Dankie dat julle vir ons kom help het. Ek hoop daai seën smaak soet vanmôre. Geliefdes, en as die Here ons so seën met sy goedheid, en ons herinner dat ons 'n keur van seëninge elke dag ontvang, in voor- en in teëspoed, dan is die offer van lof wat ons vanmôre voor die Here bring, om te sê, Here, ek kan u goedheid nie pyl nie. Ek het eintlik nie woorde as ek daaroor wil praat nie. Kom ons bring dit in 'n offer van lof vir hom. Dankbaarheid.
Geliefdes, in hierdie aangrypende lied, wat ons sê, Here, ons kan nie regtig met woorde reageer op u goedheid, op die keur van u seën in ons lewe nie. Dis u van wie ons heil verwag. Vanoggend weer wil die Here vir jou kom bevestig en inderdaad vir jou kom sê, kom proe dit selfs. Kom proe maar. Dit waarmee ek jou wil seën. Die heil wat in Christus Jesus vir ons berei is. Daarom gaan ons nou inderdaad voorberei om by die tafel van die nagmaal te gaan aansit. Kom ons vra die koor om vir ons in 'n gebed voor te gaan. Waarin ons bid. In hierdie gebed het ons inderdaad ons afhanklikheid van ons Vader in die hemel bely. En die Bybel sê vir my dat die Here sê, ek sal julle seën as julle weet dat julle van my afhanklik is. Dis Jesus se woorde in Matteus 5 vers 3. Daarom, geliefdes, hoor dan vanmôre weer dat met die nagmaal kom seën die Here ons om saam te eet. 'n Klein ete wat bestaan uit 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn. Maar hy seën ons ook om saam met God te eet. Uit God se hand te eet, want hy is die gasheer by hierdie maaltyd vanoggend. Daarom moet jy dit weer hoor, God wat jou kom seën groet het in hierdie môre. Hy begeer jou teenwoordigheid by sy tafel. Jy is genooi, nie oor jou waarde of jou status nie, nie oor jou geld of jou besittings nie, nie oor jou prestasie of ideale nie, nie oor jou godsdienstigheid of jou goeie werke nie, maar omdat God God is, wat uitreik ook na jou, om vandag en elke dag van jou lewe by hom aan tafel te kom eet. Maar om jou voete onder God se tafel in te steek, is ook 'n belydenis dat jy in hom glo. Hoor weer,
om jou voete onder sy tafel in te steek, is 'n belydenis dat jy van hom afhanklik is, maar ook in hom glo, dat jy hom met jou hele lewe vertrou. Dit is 'n uitdrukking van die feit dat jy met albei hande aan hom vashou en met al twee oë na hom kyk, dat jy in alle omstandighede alles van God verwag. Dit is om God alleen toe te laat, om jou honger na geluk en gemoedsrus te stil. Dit is om 'n hart te hê wat nie verdeel is nie. En hierdie belydenis, geliefdes, ja, kom sê ons dat ons hom vertrou en dat ons van hom afhanklik is. Maar dit is juis ook op hierdie punt waar ons vanmôre in voorbereiding tot die maaltyd wat hy vir ons berei het, ons self weer moet ondersoek. Kom ons maak die oë toe. Dan dink ons in ons hart oor die volgende vraag. Wat is die dinge waarop jy staat maak? Wat is die dinge wat bepaal waar jou hart is? Is jou hart by die enigste ware God van die woord? Of is dit dalk elders? Omdat sy woord en beloftes nie meer vir jou genoeg is nie. Het jou hart dalk die gevangene geword van ander lojaliteite? Lojaliteite soos jou werk, jou tyd, jou inkomste, jou eiendom, jou aansien, jou kennis, jou voorkoms, jou gesondheid, jou begeertes, die rassegroep waaraan jy behoort, jou toekoms, jou veiligheid, jou geluk. Is dit dalk lojaliteite waarvoor jy jouself gee in ruil vir vrede, vir geluk, vir vastigheid? Het die dinge nie dalk jou gode geword nie? En as jy jouself vanmôre ondersoek, is dit inderdaad met die vraag, is God nog God in jou lewe? Verwag jy nog van hom, selfs die onmoontlike? Kom ek gun vir jou 'n oombliekie van stille nadenke. Terwyl jy nadink, kom ek herinner jou aan die seëngroet van hierdie oggend, dat die Here jou ingenooi het in hierdie samekoms, saam met al sy kinders, dat hy jou kom seën het met 'n belofte dat hy jou oneindig lief het, dat al die seëninge van die Gees ook jou deel is. En op hierdie punt kom sê hy vir jou weer, my kind, ek is die Here jou God, wat jou uitgelei het, nie net uit Egipte, soos jou voorvaders nie, maar vir jou in die besonder uit die plek van slawerny. Ek het jou bevry. Ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die ingang vir my skape. Ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die ware wynstok. Ek is wat ek is. En ek nooi jou om vanmôre saam met my aan tafel te kom sit. Daarom, my broer en suster, is God nie skaam om jou saam met hom aan tafel te hê nie. Dit is die ewige wonder van God. Ons wat geen reg het op hierdie maaltyd nie, het God in Christus vir ons kom berei. En wil hy sy gasvryheid ook met jou deel. Sy aanbod van lewe en die offer van sy seun wil hy opnuut aan jou kom bevestig. Daarom mag jy saam met hom aansit
weer jou lewe, jou hart op hom plaas. Jy mag maar jou hart weer aan hom verbind. Jy mag maar kom aansit. En jy mag maar saam met hom kom nagmaal vier. Jy mag maar vir altyd uit sy hand eet. Terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word, kom ons bid in die woorde van lied 253. Kom ons bid dat die Here die brood vir ons sal breek, dat ons die ete uit sy hand sal ontvang. Vriende, ons wil vanmôre ook spesiale gaste nooi om saam met ons aan tafel te kom sit. Mense wat ek oordeel 'n voorbeeld is van hoe die Here ook deur mense ander tot seën is. Daarom het ek vanmôre vir oom Len en tannie Marie Ferreira genooi om saam met my en Willem ook te kom aansit. Oom Len en tannie Marie, hoe so sit julle? Ek het hulle genooi. Tannie Marie was oor baie jare in ons gemeenskap. Ek wil glo en ek wil dit graag sê, 'n seën van die Here. Nie vir wie sy is nie, maar omdat sy onverskrokke ook in haar getuienis Jesus Christus as die Here bely. Baie welkom. En vriende, dan saam met ons aan tafel wil ek vir Rian en Hantie. Waar is julle? Ek wil hom. Rian en Hantie, is klein Rian saam met julle? OK. Vriende, hulle kom nader. Ek wil nou so sê hoekom ek hulle genooi het. Ons ken nou vir Rian, hy is altyd hier op die agtergrond. Ja, om alles in die saal en in die kerk ook reg te maak en Loukie se regterhand. Hantie, julle moet sommer die kant omkom. As ek by die hospitaal kom en die van julle wat daar dalk al gesien het by die hospitaal, sal julle vir Hantie herken. Sy is 'n vrou wat altyd glimlag en pasiënte getuig van hoe sy 'n seën van die Here vir hulle is. En ek het nou hulle genooi en sommer op 'n manier net, ek weet, in beskeidenheid. Hantie het onlangs 'n baie besondere toekenning ontvang. Sy is deur Discovery aangewys en het sy die toekenning ontvang vir Excellence Nurse Suid-Afrika. In die hele Suid-Afrika het die Here hierdie vrou uit ons gemeente kom neem en die gemeenskap kom seën en sy het landwyd die toekenning ontvang as die beste verpleegster
in die land. Okay, ek het nou 'n stoel die oop, want ek het gedog julle seun kom saam. En nou Willem, hy het geen bekendstelling nodig nie. Wonderlike kollega, besondere kind van die Here wat onverskrokke bely dat Jesus die Here is en diensbaar is. Gemeente, ek wil graag uitnooi, elkeen van julle, ook die kinders, dat julle met vrymoedigheid kan kom aansit by hierdie wonderlike maaltyd wat die Here vir ons berei het. Ontvang dit, hou dit by jou, en as ons almal gekry het, dan gaan ons dit saam nuttig. Geliefdes, die brood wat ons in ons hande neem en uiteindelik die wyn wat vir ons geskink is 'n klein maaltyd waarmee die Here ons kom seën met sy teenwoordigheid. Kom ons vra dat die Here ons sal versadig. Here, dit is met huiwering dat ons hande uitsteek en vra, kom voed ons asseblief. Maar dankie dat ons maar dit mag doen, omdat U ons vanmôre weer uitgenooi het, ons wat dikwels met verdeelde harte voor U leef. Dankie dat U nie skaam is om saam met ons aan tafel te wees nie. Dankie vir die uitnodiging. Ons bid nou, Here, dat U hierdie voedsel aan ons liggame sal seën en ons opreg dankbaar sal maak. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ja, die brood wat ek voor die oë breek, herinner ons daaraan dat Jesus se liggaam aan die kruis gebreek is, dat hy saam met hom na die kruis alles geneem het, ons beproewing, ons swakhede, ons tekortkominge, ja ook die magte wat ons dikwels tot die dood toe bedreig. Hy het dit alles saam geneem na die kruis. Daar het hy die oorwinning behaal met sy gebreekte liggaam. Neem dit nou, eet dit, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot versoening van ons sonde. Kom ons neem dit en ons eer dit en ons glo dit. Die beker wat ek voor die oë skink, gevul met wyn, herinner ons daaraan dat toe Jesus se liggaam gebreek is, sy bloed gevloei het, was dit tot volkome versoening van al ons sonde. Om ons in ons verhouding met ons Vader weer te herstel. Kom, neem nou hierdie wyn, drink dit, dink daaraan en glo dat hy dit alles tot seën vir my en jou gedoen het. Vir die brood wat ons geëet het, vir die wyn wat ons gedrink het,
Vir die lewe wat U gegee het, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Vir die lewe van Christus in ons, wat al ons vrese oorwin, wat ons help om vir ander te leef, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Vir die mag van Christus om ons te lei in lewe en in dood, tot aan die einde saam met al U kinders, Vader, Seun en Heilige Gees, sal ons U prys. Amen. Ons wil baie dankie sê vir ons besondere gaste. Dankie dat die Here julle kan gebruik om 'n seën vir sy kinders te wees. Baie dankie. Julle kan weer julle plekke gaan neem saam met my broer Willem, en as ons nou voor ons die woord oopmaak, sing ons weer die tweede vers van lied 253, ook as gebed om vanmôre na die woord van die Here te luister. Kom ons bid dat die Here sy woord soos brood vir ons sal breek. Vriende, in ons skrifgedeelte hoor ons vanoggend dat die Here ons nie net in voorspoed nie, maar ook in teëspoed wil seën. Ek kry dit in Handelinge 16, dit is die verhaal van Paulus en Silas in die tronk in Filippi. As u dit saam met my wil volg op bladsy 181. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en my aangeloop en aanhoudend geskreeu: "Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Natuurlik wat hierop gebeur het, is dat die eienaars van hierdie vrou wat waarsêery bedryf het, dat hulle haar natuurlik voor stok gekry het en uiteindelik dit op Paulus en Silas wou uithaal. En dan lees ons in vers 22, het die skare teen hulle gekant geraak, dis Paulus en Silas. En die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle lyf laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik toe hy die deure van die tronk sien oopstaan. En hy het sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier." Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen?"
om gered te word en hulle antwoord hom: glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Geliefdes, 'n aangrypende eie tydse verhaal. Wat ek onlangs lees is die verhaal van Karen Hartley. 'n Vrou soos ek en julle, rekenaarprogrammeerder in haar dagtaak, wat die droom het, ja, soos hulle sê, sy sê, een van die wense in haar spreekwoordelike bucketlist is om 'n wit Kersfees te beleef. Sy is natuurlik lief vir ski en besluit om saam met 'n groep Europa toe te vertrek. Dit het enkele jare terug gebeur. Daar aangekom by hulle bestemming is sy oorweldig deur die toneel wat sy sien, daar by hulle oornag het, en sy besluit om sommer net uit te stap en hierdie onbeskryflike wit toneel te beleef. Onverwags begin sy stap en sy bekyk en neem foto's en alles wat daarmee saamgaan, totdat sy ontdek, sy het nie 'n idee waar die oornaghut is nie. Alles is wit. Sy besef sy het verdwaal. Sy vertel dat sy vir meer as 'n uur om hulp geroep het en besef het niemand hoor haar nie. En dan moet sy 'n besluit neem. Al wat sy by haar het, is 'n energiestafie. En noodwendig wat in haar gedagtes leef. Sy eet haar energiestafie en besluit dan om te dans. Sy sê op elke denkbare melodie, van die kinderliedjies af wat sy onthou toe sy 'n kleuter was, tot by die liedjies wat hulle op kampe gesing het, elke psalm, elke gesang wat sy geken het, sy het dit gesing en sy het gedans. Tot die volgende oggend 7 uur toe 'n soekgeselskap haar opspoor. 'n eie tydse verhaal wat iets bevestig van Paulus en Silas se belewenis. Vriende, ek het myself die vraag gevra, wat sou ek doen as so 'n situasie oor my moet kom? Wat sou jy doen? Wanneer die ergste denkbare krisis dalk oor jou pad moet kom, dalk die komende week, dalk beleef jy op die oomblik 'n krisis, dalk wag daar 'n krisis, wat gaan jy doen? Daar's twee moontlikhede. Of jy kan sê, ek gee oor. Ek gee oor. Miskien moet die dood daarop volg. Of jy kan kies om op grond van dit wat jy vanoggend beleef het, dat die Here jou innooi in ontmoeting met hom, dat hy jou nooi om saam met hom aan tafel te kom sit, dat hy letterlik vir jou by wyse van spreuke 'n energiestafie in die hand kom gee, krag kos, dat hy vir jou kom sê, dat ek het in my en saam met my na die kruis toe al die magte geneem, dit wat ons soms tot die dood toe beproef. Ek het dit oorwin, daarom kan ek ook in jou grootste verskrikking jou uitlei. Ja, jy het twee keuses. Jy kan oorgee en sê, wat ook al moet gebeur, moet nou maar gebeur, of jy kan sê, ek neem dit wat ek weet, en dit wat ek vanoggend beleef het, en ek begin dans. Soos Paulus en Silas met lofliedere in hulle gemoed en Karen Hartley met musiek, psalms en gesange begin dans. Want met God aan my kant het ek niks te vrees nie. Geliefdes, dit sal waarskynlik beteken dat ek en jy ons denke moet verander. Ja, ek kan oorgee en sê, laat die noodlot nou maar oor my kom, of ek kan toelaat dat dit wat ek vanmôre weer beleef het, en dit wat ek in my hart weet, die melodie van elke lied wat in my gemoed leef, dat ek daarop kan begin dans, want ek het my denke verander, want God seën my nie net in voorspoed nie, maar ook in teëspoed.
Wat gaan jy doen as daar hierdie week benoudheid oor jou kom? Wat gaan jy doen? My gebed vanoggend is dat jy opnuut jou seëninge sal begin tel. Nie net in voorspoed nie, maar ook die seëninge in teëspoed. En dat jy op daardie melodie sal begin dans. God het jou ingenooi, het jou gevoed en onderneem om saam met jou hierdie week te gaan. Geseënd is jy, want ek is saam met jou. Amen. Here, dankie dat U in U grootheid U nie vir my skaam as mens, wat so dikwels uit die arms uitbeur nie. Dankie dat U my lief het, dankie dat U my vanmôre andermaal letterlik met kragkos kom voed het, om my in die geloof sterk te maak. Here, dankie vir hierdie gemeente, wat U oneindig lief het, sy kinders en sy groot mense, sy gesinne, sy enkellopendes, sy sakemanne, hulle wat almal in die gemeenskap diens lewer en verander tot seën is. Dankie dat ek kan weet, Here, U wil ons ook gebruik om vir hulle wat deur beproewing gaan, wat siek is, wat hartseer is, om vir hulle met U liefde te gaan vertroos. Here, ons Here, hier is ons. Gebruik ons om verander tot seën te gaan wees. Amen.